Voor ek met die boodskap begin, ek so 'n paar dingetjies net eers afhandel. Geliefdes, daar is baie keer dinge wat ons bietjie ekstra doen. Daai ietsie ekstra wat ons insit vir die Here. Nou, ons doen dit nie om gesien te word nie. Dis wat ons lees in Matteus 6, of jy nou bid, en of jy nou doen, en of jy nou wat jy ook al maak, of jy nou liefdadigheid doen, jou linkerhand moet eers weet wat jou regterhand doen. Ons doen dit nie vir onsself, ons doen dit nie dat mense ons moet sien nie, want as jy dit doen vir daardie rede en mense sien jou raak, dan het jy jou loon reeds weg. Dan lees gerus Matteus 6 sê, jy het jou loon reeds weg. Ons doen dit vir die Here. Ons doen dit om hom te verheerlik, en dis waarom ons dit doen. Sommige van ons doen, dan kry ons ietsie daarvoor terug. Maar ons hou daarvan om so af en toe uitsondering te maak, om vir mense net dankie te sê, veral vir hulle wat so 'n bietjie meer doen. Nie net so af en toe nie, maar op 'n absolute gereelde basis. Ek wil vra pastoor Anne-Marie vorentoe kom. Nou die eerste persoon is ongelukkig nou vanoggend nie hier nie, ons sal hom agterna weer vir haar gee. Ek weet nou nie of ons dit net so na hand sal gee of ons dit weer dienste kom nie. Dis nou die Lulu wat al baie jare betrokke is met die kinderkerk. Buiten dat sy natuurlik musiek maak ook hier saam met Boer Jannie wanneer hy hier is, so vir 'n kort rukkie per jaar. En sy nog altyd, sy doen baie moeite met die kinderkerk en so aan. En ongelukkig is sy nou by haar stiefpa se begrafnis, ek het gister begrawe. So sy kan dit vanmôre nie wees nie. Maar kom ons sê vir Lulu baie dankie vir die diens wat sy gee. Want partykeer, ek wil sê, partykeer is meeste van die tyd, is hier net een kind. Maar hulle doen die moeite, hulle doen voorbereiding vir daai een kind. En sy doen dit al, ek dink al van die vorige gebou waar ons was, konstant. So kom ons gee vir Lulu, ons sê so ietsie wat ons daar sal gee, wanneer ons daar sien. En dan is daar nog een wat baie moeite doen, en ook met die kinderkerk. En sy het ook gesê, sy vir ons volgende jaar aangaan, en ek wil hier Anne-Marie moet oorhandig aan Chantel. Ons ken haar as Pikkie wat ook so help met die jeug en met die kinders. Klaar vir haar kaart. Ek wil hê sy moet iets doen. Ek wil sê ons wil nie graag mense uitsonder nie, maar daar's kinders wat kom en daar's kinders wat gaan, maar daar's een kind wat konstant die kinderkerk bywoon. Sy is nie altyd betyds nie, sy is baie keer so 'n bietjie laat. Sy is rustig aangestap, maar sy is elke Sondag hier. En dit is Daniela Williams wat ons 'n sertifikaat vir getrouheid. Ek wil hê juffrou Pikkie, dat die Pikkie moet dit vir haar dan. Baie dankie julle hoor. Baie dankie vir dit wat julle vir ons doen. Ek weet julle doen dit omdat julle harte julle lei om dit te doen. En so ek sê ons wil altyd mense verheerlik, jy wil altyd die Here verheerlik. Maar hier en daar sal ons 'n bietjie krediet gee wat krediet toekom. Dankie. Julle gee nog 'n hande klap vir hulle. Geliefde, vanmôre se boodskap het dan ook juist te doen met die vlees wat ons baie keer vir ons dwarsloop. Tel dit nogal baie op, mense. Paulus sê hierso, wanneer ek nou lees in, hy praat hier met Titus 3 vers 3, luister mooi wat sê hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Ek wil weer sê, kyk mooi wat sê, hy sê ons was. En dan wanneer hy sê as ons in Christus is hierdie die verlede tyd, is veronderstel om die verlede tyd gewees. En ons is op 'n dwaalweg, ons was verslaaf aan allerlei singenot. Nou wat is singenot? Dis die dinge van die vlees. Dis die dinge van die vlees, né? Singenot. En ek het iemand gevra van losbandigheid en so, maar dit gaan oor jou sintuie. Dis wat singenot is. Jy het 5 sintuie. Jy het jou oë waarmee jy kan sien, en jy kyk nie altyd na waar jy moet nie. Want daar seker begeerlikhede wat hierdie oë kom. Jy kan ruik, wat ruik vir jou lekker, jy kan hoor wat jy graag wil hoor, wat jy altyd is vir die Here wil hê jy moet na luister nie. Ons almal luister so af en na kinderpraatjies en sê dit goed ook, né? Ons luister graag na lekker storieetjies en so. Ons
kan proe, en dan kan ons natuurlik voel, né? Met die liggaam, die hande en jou liggaam, sekere dinge is vir jou plesierig, en dit is nie altyd binne die wil van die Here nie. Ons is verslaaf, of ons was eens op 'n tyd verslaaf aan singenot, maar die vraag is, of dit nog so is. Want so baie mense, kom ek agter, kom nie daarby uit nie, baie vrae, pastoor, julle hoor die stem van die Heilige Gees, ek kom nie daarby uit nie. Of, jy bly so naby aan die Here, hoe kry jy dit reg? Of jy kry dit reg om sondes te oorwin, om nie meer daarmee aan te gaan nie, of verslawings te oorwin. Party mense voel as ons, het jy al so 'n droom gehad, waar jy voel die hartklop van iets of iemand al weg, maar jy kom nie eintlik weg nie. Dit is alles so 'n stadige aksie, is net 'n slow motion, asof jou voete as 'n diep klei is. Jy kry nie gevang nie, maar jy kom ook nie regtig weg nie. Nee, jy het droom gehad. Party mense beleef gesê, ons sien daai eindstreep. Ons sien dit hier voor ons. Maar as dit 'n gedeelte wegbly. En as ek nou dinge gaan so aanvat, dan word ek gepoetjie, die sonde poetjie my weer en ek val. En dan voel dit vir my ek moet weer van voor af begin. En so kan ek baie voorbeelde hê waar mense voel ek kom nie daarby uit nie. Ek wil vir julle sê wat jou terughou is die vlees. Wat jou terughou is jou vlees. Paulus skryf hier. Hy skryf in die Galasiërs, hier in Galasiërs 5 vers 16 en 17. Hy sê maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. By 'n ander skrif sê hy, Paulus, hy sê, dit wat ek graag wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek wil doen, of dit ek nie wil doen nie, dit doen ek. En jy kan dit op twee maniere lees, jy kry twee tipes mense. Jy kry hulle wat in die Gees is. Of kom ons kom by die vlees, hulle is in die vlees. So dit wat hulle graag wil doen, of hulle is nie die vlees, hulle is die Gees, dit wat hulle graag wil doen, dit wat hulle liggame wil doen, dit wat die sondige ou liggaam wil doen, doen hy nie, want hy luister na die Gees. En ander weer die Gees sê, nee, jy moet dit nie doen nie, maar ons luister na die vlees. Met ander woorde dit, wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit is wat Paulus eintlik moet weer sê. En jy kan besluit waar jy is, as jy in die Gees of jy is in die vlees. Nou ek wil gou vir jou sê, daar's 'n geestelike wêreld en daar's 'n vleeslike wêreld. Ek Woensdag eintlik was hierdie praatjie Woensdag sinne, en toe die Here dit op my hart gelê en sê, nee, dis 'n preek wat mense moet hoor hierdie vanmôre. Maar mense besef nie waaroor dit gaan nie. Nou die vleeslike is alles wat jy met die sintuie kan waarneem. Ons praat baie keer van die eerste, die tweede, die derde hemel. Die eerste hemel is alles wat jy ten minste met een van jou sintuie kan waarneem. Nee, jy kan 'n ryk proe wat ook al ten minste kan sien. Al is dit op met 'n teleskoop, al is dit met 'n ruimtetyd. Solank jy dit met jou vleeslike oë kan sien, is dit die eerste hemel, dis die vleeslike wêreld. Die tweede hemel is hier ons. Dis die geesteswêreld. Dis die wêreld wat jy nie met jou sintuie kan waarneem nie, maar dit is hier, dit is oral. Dit is wat die geestesrealm funksioneer, die geestelike lewe. En dan is daar die derde hemel waar God is, en ons wys altyd na bo. Hoekom wys ons na bo? Want Jesus het opgevaar na die hemel, hy het opgevaar na sy troon. En die woord van die Here sê, hy sal neerdaal met ons ontmoet in die wolke. En ons, die bruid, saam met hom, uiteindelik in die nederkom, saamkom, wanneer hy in die hoogte uitkom, wanneer hy in die hemel en neerkom, en sy voet op die lyfberg gaan sit. Dis die derde hemel. Maar wat ek wil hê, wat u moet besef, ons het Woensdag bietjie gepraat oor, is die realiteit van die geesteswêreld. Daar is 'n geesteswêreld. En jy is gees. Kom ek lees nog vir jou, wat sê die woord in 1 Tessalonisense 5:23. 2 Tessalonisense 5, ja, 1 Tessalonisense, hy sê vers 23, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, en siel, en liggaam, geheel en al onberisplik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, waarvan ek nou gepraat het. Ons lees ook in Hebreërs 4, vers 12, lees ons, wat hy hierso sê. Hy sê, hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees
en van gewrigte en murg. Met ander woorde, siel en gees, en die gewrigte en murg is natuurlik die vlees, né? So ons is na die beeld van God geskape. En dit maak my hartseer as ons een keer tot predikers wil teer die idee dat God drie enig is praat, né? Hier is die bewys, ons is na sy beeld gemaak. Wie sê, wat is ons? Wat is God? God is gees, die Heilige Gees. Jy sien, wat is jy? Jy is gees, jy is 'n geesmens, wat jy nie kan sien. Met ander woorde, al wat dit beteken is, ek bestaan. En dan jy siel, jy kan dink, jy kan voel, jy kan begeer. Met ander woorde, jy het hierdie sekere dinge, denke, jy het jou persoonlikheid, dit is die hoof, dit is jou siel. En dan jy liggaam, hierdie tydelike liggaam. En net soos God, hy is Heilige Gees. Hy is Vader, die hoof, en hy is die Seun, hy is Gees. Dis wat God behalwe is, hy is natuurlik almagtig, alwetend en alomteenwoordig. Hy kan op baie plekke, en hierdie drie het elkeen 'n funksie, maar hy bly een God, net soos jy een mens bly, maar jy het eintlik hierdie drie gedeeltes. Ek hoop julle verstaan dit nou. En wanneer ons gebore is, wanneer ons wederbaar is dit jou gees wat weergebore word. Jou gees word weergebore. Met ander woorde, daar is 'n groot blokkasie in ons geestelike lewe. En daardie blokkasie is dit wat nog nie gewederbaar is, en dit is die vlees. Jou sondige vlees, ons praat van die vlees is jou ou natuur, die vleeslike natuur, want die vlees is dit wat sin genot wil hê. Die vlees maak dat jy verslaaf raak aan dinge. Die vlees maak dat jy so, dis hoekom ons twee tipes mense kry wat vleeslik is, nou praat ek van gelowiges. Jy kry een klomp wat nog in die vlees is, en omdat ek in die vlees is, doen ek wat ek wil, en ek misbruik die genade van die Here. Ag, Jesus is so lief vir my, hy gaan dit verstaan. Ag, hy gaan dit maar toelaat. Ag, hy maak net dit en hy maak dat. Met ander woorde, ek lewe nog volgens die vlees, en ek misbruik die genade van die Here. Dan kry jy die ander klop wat vleeslik probeer, dis die wettiese, dis die wat onder die wet staan. Hulle wil vleeslik, met ander woorde met eie krag, wil hulle oorwin, en hulle verwerp weer die genade van die Here. So jy kry die kwaai regs en jy kry kwaai links, né? Terwyl 'n ware Christen eintlik die twee by mekaar bring, want as die Gees in jou kom woon, dis wat die Here sê, hy sê dit in Jeremia 31, en dit word herhaal in Hebreërs 8, wat hy sê, onder die ou verbond was julle nog soos kindertjies, julle was onder die vlees. Nee? Daarom is ek vir julle geskrewe wetgewing. Klein kindertjies het nog nie moraliteit. Dis iets wat kom met volwassenheid. Hulle het dit nog nie. So hulle moet 'n geskrewe reël hê, dit en dit en dit moet jy doen, dit en dit en dit mag jy nie doen nie, nee. Maar 'n volwasse persoon het 'n innerlike iets wat met volwassenheid kom, wat sê, man, ek weet ons dis nie reg nie. Dit is nie oordentlik nie, ek verhoed dit nie. Hoewel ek baie keer nogal betwyfel met groot mense, as ek kyk vir die boere, die strate skoonmaak, alles skoonmaak, en nie die volgende dag, en gooi hulle maar weer papiere neer, en al die groot mense. Dan wonder ek by myself. Maar die Here sê, is kindertjies word met melkies gevoed, groot mense met vaste kos. Ja. Dit is die probleem. Die Here Jesus het gekom, dat jy in die lewe kan hê, omdat jy vroeër soos 'n kind was, dis wat Jeremia 31 sê, hy sê, onder die ou verbond moes julle geskrewe wet gehad het, maar onder die nuwe verbond gaan ek julle my Heilige Gees gee, en hy gaan van binne af, gaan jy weet, wat's reg, en jy verkeerd. Nou gaan baie sê, ja nee, die wet gaan jy maar nie onthou binne, dis nie wat hy bedoel nie. Wat hy bedoel is, as jy hierdie geestelike volwassenheid het, dan kan die Gees deur jou werk, dat jy weet, wow, dis wat die Here van my wil hê, en dit is wat hy van my wil hê, jy hoor sy stem, jy lees raak, jy beloop raak, jy begin agterkom, wanneer die Here met jou praat. Maar as ons steeds 'n wilsbesluit, en ander woorde, dit maak nie die Here ook vir jou, om van die vlees ontslae te raak. Die Here Jesus Christus, die woord van die Here sê, hy is gevangen geneem, maar as jy mooi gaan, Jesaja skryf, hy profeteer wat gaan gebeur, maar hy skryf dit in die verlede tyd, asof dit reeds gebeur, en hy sê, hy is soos 'n lam, wat geskeer word, het hy na sy skeerders toe gegaan, hy het nie 'n woord gesê nie, hy het nie geklaar oor, hy het gewillig gegaan, en hy bevestig dit wanneer dit wel gebeur, toe hulle kom om gevangen te doen, Jesus kom om gevangen geneem te word, ou Petrus kap ou Malchus se oor af, julle het daai gelees, hy kap daai ou se oor af, ou se naam is Malchus,
En wat sê Petrus vir hom? Wat sê Here vir Petrus? Hy sê, will you live by the sword, die by the sword. Hy sê, hierdie is nie 'n vleeslike ding, dit is 'n geestelike ding. Yes. En hy gaan en hy sê, ek kies. Hy sê, ek kan legioene engele kry om my te bevry. Maar dit is iets wat nie gebeur. Ek kies, ek het my mense so lief. Ek kies om daar in die kruis. Ek kies om gegeesel te word. Ek kies om die doringkroon te kry. Ek kies om my lewe op 'n baie pynlike manier vir julle af te lê. En al wat die Here van jou vra, dink hy dit is in Hebreërs maar in elk geval die Here sê, jou redelike godsdienst, Romeine 11 vers 1, jou redelike godsdienst is dat jy 'n lewende offer vir die Here sal wees. Wat die Here vir jou wil, hy sê jou gees is gewederbaar. Ek het gegaan en ek het jou 'n nuwe lewe gegee. Ek het jou bevry van jou sondeskuld. Ek het die prys betaal. Maar ek verwag vir jou van een ding wat ek graag van jou wil hê. En dit is dat jy jou vlees sal kruisig. Met ander woorde, dis 'n wilsbesluit. Dis iets wat jy kies. Dis soos vergifnis. Ek kan oor die volgende weer gepraat met iemand oor vergifnis. Vergifnis is nie 'n ding van hoe ek voel nou beter nie. Ag, ek is nou nie meer kwaad nie. Ag, ek is die seer is 'n bietjie oor of ek het inderdaad genoeg tyd verby gegaan nie. Dis 'n wilsbesluit. Jy kies om iemand te vergewe. Jy gaan nog baie rou voel, maar jy kies en sê ek haat nie die persoon nie. Ek wens nou niks slegs toe nie. Ek gee dit vir die Here. Die Here moet dit hanteer. As die Here hom wil straf, gaan hy gestraf word. En as die Here wil hê hy bekeer, dan bekeer. Dan is dit net so, as ek saam met een hulle bly daaroor. Dis wat 'n wilsbesluit is, dieselfde met jou liggaam. Dis die een ding wat jy self deur 'n wilsbesluit moet gaan sê, ek kruisig nou hierdie vleeslike begeertes. Ek laat staan dit. Met ander woorde, daar is nie die ding, die oomblik wat jy weer gebore word, outomaties kan jy nou nie die sonde doen. Dis nie die waarheid nie. Die vlees staan in ons pad. Dis hoekom hierdie opdrag in Galasiërs 5 vers 16 dit duidelik sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Met ander woorde, elke keer as die vlees begeerlikheid by jou opbring, dan moet jy gaan gryp die Bybel, gaan vas of gaan dit wat ook al daaroor. Kry hulp. Dis amper soos 'n ou wat alkoholist was, hy word in die AA. Die AA het jy 'n pel, jy het 'n buddy, jy het 'n ou wat jou ondersteun as jy gaan val en bel jy dat sê, "O, ek gaan nou val, help my." Maar kom daai ou en hy kom ondersteun jou, né? En net soos die Gees van die Here, hy is daar, as die engele is daar, sal dit stuur. Maar jy moet eers daai besluit neem en sê, ek gaan hierdie ding kruis. Ek gaan dit los. Jy kan nie die wil van die vlees nie. Die struikelblok van die vlees is wat jy eers moet oorkom. Voordat jy 'n lewe in die Gees kan hê, wat jy daai oorwinning behaal, wat jy nou sê, hoor, nou gaan ek weer my wedstreel. Ek word nou nie meer gepootjie nie. Hulle probeer my pootjie, maar ek kry dit nie reg nie, ek het ondersteuning. Die vlees en die Gees staan reg teenoor my, oor mekaar, sodat jy nie regtig vry is om die Gees se leiding te volg te doen. Jy wat Christus graag wil hê doen as jy luister. Hoe moet hierdie blokkade verwyder word? Ek het reeds gesê. Jy moet die Gees of jy moet die vlees verwyder. Dit moet gekruisig word. Nou jy moet 'n volle oorgawe aan die Here maak, waarom jy vra, die Here vra om jou vleeslikheid en daai hartstogte en begeerlikhede te verwyder, maar hy wil dit weer eens vir jou sê. Daar moet 'n werklike wil wees, dit kan nie halfhartig wees nie. Ek het al daardeur gegaan. Al in die mond, wat sê al Here van die een van my weg, maar hier saggies is dit ek sê nee. Eintlik wil dit nog. Ja. Jy moet regtig met 'n volle wil en afskeid oorgawe sê, ek slaai nie. Dis 'n besluit wat jy geneem het. Dan kan hy ondersteun. Nou wil ek julle dink sê, daar's 'n voorvereiste. Baie mense wil die Heilige Gees se stem hoor, hulle wil die Gees van die Here die leiding neem. Ek het nou gesê die Gees van die Here gaan jou daai volwassenheid en daai leiding gee. Maar daar's 'n probleem. Die Gees van die Here kan nie in jou kom woon. Die Gees is uitgestop in die wêreld. Die Gees kan selfs met jou praat en jou leiding gee, maar die oorwinning kan net kom as jy ingevul is deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom woon nie in 'n vuil tempel nie. Amen. Baie mooi. Toe die tempel gebou is van Salomo, was dit 'n vars, nuwe, skoon tempel. En die Gees van die Here het soos 'n wolkkolom ingegaan in die heilige van alle heiligstes. Daarna het dit korrup geraak en amper vir 100 jaar. En wat het gebeur? Die Gees van die Here uiteindelik wel besluit, ek woon nie meer in die tempel nie, toe word die tempel vernietig.
Ons moet nie die genade van die Here misbruik nie. Want ek wil sê, die eerste plek moet 'n skoon tempel wees. Met ander woorde, jy moet die vlees kruisig voordat die Heilige Gees in jou in kan kom. Dis hoekom baie mense ontvang die Heilige Gees heeltemal onverwas, dan sien jy miskien daar's altyd 'n teken, daar's altyd iets besonders wat gebeur wanneer daai ding kom. In my geval, ek het al baie vir julle gesê, is daai wat ouetjie wat die eerste Bybel en skrif lees hulle gebed wil open vir mense nie net eers bereid is nie, maar dit wil doen en dit wil doen, maar kan ek dit doen en ek doen dit met vrymoedigheid en dis nie ek nie, doen dit net uit krag uit nie. Vandag preek ek en hoe meer mense hoe gelukkiger is ek. Hoekom? Want as die Gees van die Here, as die Gees van die Here, as 'n verandering, skiet ek doen in my geval, ek wil niemand uitsonder nie, maar ek kan net getuig oor myself. Maar dit is wat gebeur, as altyd 'n teken. En baie mense gebeur dit skielik, dan gewoonlik al hulle direk daarna en hulle is gedoop word ook. Ander mense soos ek is lank al gedoop. Die doop van 'n gelowige weer gegaan, waar ek gesê ek is nou wedergebore Christen. En dan hoor ek eers wat gebeur in jou hart moet daai tyd reg wees. Baie mense kom by die doopwater uitkom. En dan hulle die Gees van die Here ook ontvang. Maar daar's altyd mense wat weer ons vertel, ek wil sê dis die waarheid, as die Gees van die Here in jou woon is, dan is anders wat met jou gebeur. Maar dit kan gebeur soos met die tempel van Salomo. Kan dit gebeur dat jy dan weer oopmaak. En dan sit jy ongelukkig met probleme dat jy nog steeds sukkel met die vlees. Maar dan is dit sommer net moeswilligheid. Dan wil ek sê dit is sommer net moeswilligheid. Want die Gees van die Here is daar weer vir ondersteun en jou te help. En hy's nog steeds daar. Maar pas op dat dit nie te laat is nie, want daar kom 'n dag waar die Here jou kom haal. Het sy jou persoonlik kom haal, het sy sy kerk kom haal. Dan is dit dan as dit verby om dan te gaan sê ons wil dit kruisig. Ons wil dit kruisig. Paulus sê vir die Efesiërs in Efesiërs 4 vers 22 en 24, hy sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref. En dan hier praat hy weer van dis die ou jy. Wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van verleiding ten gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met nuwe mens moet bekleed wat aan God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hy sê vir die Kolossense, hy sê lieg nie vir mekaar nie, omdat jy die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed. Kolossense 3 vers 9 en 10. Met ander woorde, wat doen jy as jy leuns vertel? Leuns is wat? Dis vleeslik. Die eerste 5 gebooie het te doen met liefde vir die Here en liefde vir mekaar. Die volgende 5 het alles te doen met die vlees. Het alles te doen met sinsgenot. Mag nie doodslaan nie. Dis 'n ding wat fisies gebeur, maar is ook 'n ding wat in jou gedagtes of in jou hart kan gebeur, nee. Mag nie doodslaan nie. Mag nie egbreek pleeg nie. Mag nie steel nie. Jy weet jy is kinder van 'n ander, jy maak anders en dan steel jy sy eer, jy steel sy naam, jy steel daai goeie gedagte wat iemand dalk oor 'n persoon gehad het. Dit is maar 'n voorbeeld. Die 9de gebod wat jy genoem word, jy mag nie lieg nie. Die 10de, jy mag nie begeer wat nie aan jou behoort nie. Dis alles singenot wat ons moet afsterf. En as jy die Gees van die Here oor jou het, dan sal die goed jou nie meer pla nie. Dan sal jy nie besig wees met dit nie. Of jy mag daar vir 'n oomblik en dan besef jy, wag 'n bietjie. Ek het 'n deel geword van iets wat ek nie deel moet wees nie. Ek dan stap op sommer weg. Los mense stap op sommer net weg. Ek wil nie verder hoor nie. Partykeer sal ek mense actually stil maak. Lief nie vir mekaar nie. Paulus verwyd, hy sê die Korintiërs in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3 sê, ek broeders kom met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Hoor hierdie sê nou wat ek nou gesê het. Maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Ek wil vir julle sê, as jy nog vleeslik is, kan die Gees van God nie jou woon nie. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle wat? Jaloersheid, vleeslike sonde, twis, tweedrag, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie eens, julle nie die mens, jy weet, wandel julle nie na die mens nie. Ons moet uit hierdie toestand verlos word as ons oorwinnende voorbeeldige Christene wil wees wat in God se lewe wandel. Want ek wil jou sê, die vlees trek jou weg en hy plaas jou in 'n klein wêreldjie. Wat doen daai klein wêreldjie? Eie belang, die eie ek. Sien my tog net raak. Ag, wat doen ek nie anders? Eie belang, sonde en wêreldse genietinge. Wêreldse genietinge. Terwyl die Gees daarin jou 'n dieper lewe van Godsvrug, ek wil daar sê 'n dieper lewe van Godsvrug. As jy daai dieper lewe is,
dan maak daai motorkar wat jy so hard vir werk nie meer so baie belang slaap nie. Beteken nie die Here gaan nie vir jou goed gee of dit nie toelaat nie, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dink nou aan daardie man wat verskriklik hard werk, hy dink hy doen goed. Nou sê nie hy hard werk, maar hy werk hard, hy doen meer as wat nodig is vir die fantastiese huis en vir die grand karre. Maar in ruil daarvoor het hy geen verhouding met sy vrou, hy het geen verhouding met sy kinders. Dit word beroof om hierdie grand kar, as hy ek wil vir julle dit gee. En dan kom hy met die hele grand kar daaraan. En mamma kry raas, en mamma het 'n broodjie in die hand en sy het 'n krummeltjie gemors. Of Boetjie se voetjies is vol stof en hy trap die kar vir. Wie se kar is dit? Geniet hulle dit saam? Nee, dit word eintlik net nog ou ding wat hulle nie wil hê nie. Dis jy doen dit vir jouself. En dan begin jy dinge vir die ander en dis dieselfde met die Here. Dis dieselfde met die Here. Dit gaan nie meer oor my nie. Wat kan ek uit hierdie diere kry? Dit gaan oor wat kan ek vir hom doen? Want dit gaan soos gesing het. As iemand vir jou vra wie is jy? Dan sê jy van hier dit maak nie saak. Dit maak nie saak nie, maak ook nie saak vir my naam op die onthou nie. Solank ek net vir julle kan vertel van Jesus en julle hom kan onthou dit wat hy gedoen het vir julle. En daarom is hier van hierdie ding ontslae as ons geestelike lewe. Hy wil jou 'n dieper lewe gee. Kom ek vertel jou gou die godsvrug. Ek dink julle almal ken dit, Galasiërs 5. Kyk wat sê vers 22. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie 9 dinge is die vrug. Hierdie 9 dinge is ook die ding wat die Gees jou van oortuig. En dan sê hy vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Met ander woorde wat hy nog die hele tyd sê, is dat daai wet wat aanvanklik gegee is maar net 'n tydelike ding om mense 'n riglyn, om die kindertjies. Onthou die Jode, hulle kom, hulle is 400 jaar in gevangenskap. Wat ook al, die Jode is om hulle net bietjie te beheer. Maar uiteindelik wat die Here vir ons wil gee in die harte, is hierdie 9 dinge. En dit het alles te doen met liefde. Dis die wet van die Here. Dis die wet wat ons moet hou. Maar ons kan nie daar uitkom nie. Ons kan nie die vrug dra as ons nie verander is nie. Ek gaan 'n gebed bid. En ek wil hê dit saam bid. Ek wil vra dat almal wat kan staan. As jy hiernatoe geloop het, kan jy staan. As jy hier geloop het, kan jy staan. As jy met 'n rolstoel hier gekom het, dan weet ek jy moet sit. Vra dat jy saam met my sal bid in die harte. Maar ek wil ook vir jou vra as ek amen gesê het en die Here dit op jou hart lê of selfs tydens die gebed om vorentoe te kom en jy beleef dat ek 'n lewe, 'n vleeslike lewe begin lei en ek wil hierdie en of ek het nog nooit die Heilige Gees ontvang nie of ek het al en ek voel maar ek het vleeslik, ek het oorgegee die vlees en ek wil dit nou weer kom aflê. Daarom vra ek jy sal vorentoe kom agterna. Ek sou as ek amen sê kan jy die kamera afsit. Maar kom bid hierdie gebed saam met my. Dankie Here Jesus dat U nie net gekom het om ons sonde te vergewe en ons te red nie, maar dat U ook die Heilige Gees gestuur het om aan ons krag tot oorwinning te gee, ons in die hele waarheid te lei en ons in U goddelike natuur te bekleed. Maak elkeen van ons bereid om 'n volle oorgawe te maak waarin ons die vlees en al sy werke wat skeiding tussen U en ons maak af te lê. Ons gee die ou mens nou oor om gekruisig te word. Want hy bring ons dikwels tot struikeling en trek ons weg van die ou weg, Here. Vervul ons met die Gees en lei ons tot die ewige weg, op 'n pad waarop ons van oorwinning tot oorwinning sal gaan en deur die Gees vrug sal dra wat by die bekering pas. Amen. Amen. Die wat ons kan sit en die wat voel ek wil op die stadium uitkom. Ek het nodig voor dit te kom.